Soms moet ons net weer luister. Ons kry soms die gevoel dat ons drome en ideale net nie uitwerk nie. Dis asof die een terugslag op die ander volg en dat 'n mens begin moed verloor. Ons gedagtes raak 'n warboel, ons vrese raak meer. Erger nog, ons kan die geloof verloor dat God enigstens ons gebede verhoor. Ek het ergens hoor sê dat iemand sê dinge gebeur nie teen jou nie, maar vir jou. Natuurlik voel dit teen die oomblik van terugslag en teleurstelling so nie. Ek het gaan nalees wat Dawid, die koning wat as skaapherder begin het, wat hy geskryf het, en hy het verskeie op en afs in sy lewe beleef. Psalm 138 herinner hy ons dat God dinge wel vir ons laat verloop, al voel dit nie so nie. So ons moet net weer daarna luister. Hoe rustig en sing hy in Psalm 138 vers 8. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van die hande laat vaar nie. Dawid herinner ons dat God wel 'n uitkoms het, 'n goeie uitkoms vir ons. Ons moet bly vashou aan God se beloftes. God se beloftes word nie gekanselleer deur ons terugslae, deur ons teleurstellings wat ons in die oomblik mag beleef nie. God se beloftes is ewigdurig. God is ook besig om die hele tyd aan dinge te werk in die toekoms, vir die toekoms, tot ons beswil. Hy herinner ons ook dat ons God kan herinner aan God se verbintenis aan ons, dat God ons nie sal laat los nie. Ons is God se handewerk, soos die profeet Jesaja destyds al gesê het, God is die pottebakker en ons die klei. God vorm ons vir sy doel. En dan tussen alles deur sê hy daai sinnetjie, aan die liefde, Here, is daar geen einde nie. Hy herinner ons met ander woorde ook aan God se karakter. God is nie vir ons verhandig gesind nie. God is eindeloos, oneindig lief vir ons. Al twyfel ons party daar of God nog van ons weet, kan ons bly glo God het ons lief en God sal ons nie vergeet nie. Ek weet dit is moeilik om na 'n terugslag weer op te staan, dit is moeilik om weer aan te gaan, dit is moeilik om weer die motivering en die energie en selfs die rigting te kry. Maar weet dit, God weet dit ook en God ken ons beter as enigiemand anders. So onthou net 'n oomblik en luister na wat Dawid sê, hoe God ons in die verlede gehelp het. En jy kan jou eie lewe ook daaraan dink. Waar het God gehelp? Onthou dan dat die Here dit alles vir jou goed sal laat afloop, want aan sy liefde is daar geen einde nie. God gaan jou nie laat los nie. Leef geïnspireerd.